Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie Here dat ons vanoggend lekker kan gesels uit die woord uit. Dankie vir soveel wonderlike beginsels, praktiese beginsels, Here, wat ons kan toepas in ons lewens. En ek dankie dat U my vanoggend deur die Gees lei om woorde te spreek wat geïnspireer is deur die Gees. Alle lof en eer kom aan U toe, Here. Ek dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dankie vir die salwing vandag, Here. In Jesus naam. Dankie dat die woord op goeie grond val en vrug voortbring. En 'n goeie gees ontvang sal word vandag deur harte wat gereed is, Here, vir die saad van die woord. En ek dank U, Vader, dat U Heilige Gees ook die naprediker sal wees van hierdie woord. Ons loof U, ons prys U. Alle lof en eer kom aan U toe. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Ons so verlede week het ons begin met ons reeks. Ons gesels oor die boek Titus. 'n Baie praktiese boek. 'n Boek wat geskryf was deur Paulus en hy het dit geskryf vir een van sy volgelinge met die naam van Titus. Titus, net so vinnig, was agtergelaat of agtergelos in Kreta, 'n eiland, waar dit rof gegaan het. En die kerk het probleme gehad, en toe Paulus en Titus die eiland besoek het, saam met ander reisgenote, het Paulus gesê, Titus, ek wil hê jy moet hier bly, want dit is belangrik dat jy vir my onder instruksie, dit wat ek vir jou sê om te doen, dat jy hierdie kerke sal ondersteun, nuwe kerkleiers aanstel, maak seker dat daar 'n gesonde leer verkondig word, want 'n gesonde leerstelling gee aanleiding tot goeie vrug, tot goeie werke. So sy opdrag was van Paulus af om goeie kerkleierskap in plek te sit in die verskillende kerke, seker maak dat die korrekte leerstelling verkondig word, en hy moet die gelowiges ook aanmoedig om goeie vrug te dra in die gemeenskap. Om so te lewe dat hulle God se karakter reflekteer, sodat die transformerende krag van die evangelie gedemonstreer word deur hulle leefstyl en hoe hulle leef. Vanoggend gaan ons wegval en ons gaan kyk na hoofstuk 1. Titus 1 vers 1, kom ons lees daar, Titus 1 vers 1 en 1 vers 2. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Daar's iets wat ons kan doen wat God nie kan doen nie. Ons kan lieg, God kan nie lieg nie. Net 'n grappie. Hy kies om nie te lieg nie. Hy kan seker as hy wil, maar hy doen nie, nê. Hy is nie 'n leienaar nie. Maar interessant, as jy kyk hoe Paulus begin om hierdie brief te skryf, dan sien ons dat die formaat van briewe wat geskryf was in die antieke tyd verskil van die formaat soos wat ons dit vandag skryf. Ons skryf 'n brief vandag en aan die einde van die brief stel jy jouself bekend. So die skrywer van die brief stel homself aan die einde bekend. Maar in daardie tyd het die skrywer van die brief hom reg in die begin bekend gestel. En dis wat Paulus gedoen het. Hy begin daar, hy sê Paulus, 'n diensknegt van God. Hy stel homself bekend daar reg in die begin en hy gee 'n beskrywing van homself. 'n baie nederige beskrywing. Hy noem homself eerste 'n diensknegt. Hy sê Paulus, 'n diensknegt van God. En dan sê hy, ek is 'n apostel ook. 'n Diensknegt en dan 'n apostel. Nou die Griekse woord vir diensknegt daar is die woord doulos, wat eintlik slaaf beteken, as jy dit direk vertaal. Die woorde diensknegt en slaaf, servant en slave, word soms uitruilbaar gebruik wanneer daar na gelowiges verwys word in die Nuwe Testament. En as 'n mens na die betekenis gaan kyk van hierdie woorde binne die konteks van Christendom, dink ek persoonlik dat
ons as gelowiges moet albei wees. Ons is diensknegte, maar ons is ook slawe van Christus. Kom ons gaan kyk gou na die betekenisse van hierdie twee woorde. Wat beteken dit om 'n dienskneg van Christus te wees? Dit beteken jy is gefokus op diensbaarheid. Aktiewe diens aan Christus en sy koninkryk. Ons almal dien in die koninkryk. Die band wat vanoggend die worship gelei het, is besig om te dien in Christus, vir Christus in sy koninkryk. So dit impliseer 'n vrywillige keuse om te dien. Jy is nie verplig om te dien nie. Jy kies om te dien in die liggaam van Christus. So 'n dienaar van Christus streef daarna om elke dag God se wil te doen. Dan, wat beteken dit om 'n slaaf van Christus te wees? Dit beteken ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons is duur gekoop deur sy bloed wat hy gestort het aan die kruis vir my en jou. Het ons duur gekoop. Ons behoort nou aan hom. Onthou in die antieke tyd, as jy 'n slaaf was, het jy nie aan jouself behoort nie, jy het aan jou meester behoort. Jy het geen regte gehad nie, geen voorregte gehad nie. Jy was gekoop by die slawehuis of waar hulle slawe verkoop het, en dan het jy aan jou meester behoort. So Paulus gaan so ekstreem en hy sê ons moet slawe wees ook van Christus, want as jy mooi daaraan dink, hy het ons uitgekoop, duur gekoop deur sy bloed. Ons behoort aan hom. Ek meen die oorspronklike Griekse woord doulos is my 'n sterker term as die woord dienaar, nê. En dit suggereer 'n permanente en 'n algehele onderdanigheid aan jou meester. Nou die konteks gaan nog steeds oor 'n vrywillige verbintenis. So elkeen van ons, wanneer ons lewens vir Jesus gee, maak ons hom ons Heer en Meester, en dan sê ons ook, Here, ek maak 'n keuse, ek wil nie net u dienaar wees nie, ek wil amper soos 'n slaaf wees, ek behoort aan u. Christene kies om uit liefde slawe van Christus te wees, deur alle regte op te gee om vir hom te leef. As ek nou praat van hierdie regte, beteken dit ons eie selfsugtige regte, nê. Menslike, vleeslike regte wat teenstrydig is met sy wil. Ons sê, Here, ons gee dit op. Ons behoort nou aan u. So Paulus, in nederigheid, stel hy homself bekend, eerste as 'n dienskneg en slaaf. Nou, baie van die moderne vertalings, waar in die oorspronklike tekste staan slaaf, gebruik hulle eerder die woord dienskneg in plaas van slaaf, omdat daar 'n slegte konnotasie is aan die woord slaaf, nê, en slawerny. Gebruik hulle die woord dienskneg, maar baie keer beteken dit eintlik slaaf vir Christus. So Paulus begin daar en hy sê, ek is 'n dienskneg slaaf van Christus. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan hom. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie. Om te dink voor Paulus se bekering, het hy bekend gestaan as Saulus, nê. En die naam kom van die koning se naam, koning Saul af in die Ou Testament. Ek meen koning Saul was hierdie magtige koning, kop en skouers bo almal uitgestaan. 'n Baie belangrike persoon. En na Paulus se bekering, of na Saulus se bekering, word sy naam verander na Paulus toe. Paulus beteken kleintjie. Beteken klein. Paulus het besef, hoe minder ek word, hoe meer word God in my lewe. So, kleine Paulus het vrywillig homself verbind aan Christus en diensbaar gestel in die koninkryk. En hy het dit beskou as 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om aan Christus te behoort, om vir hom 'n dienskneg of 'n slaaf te wees. Hy noem homself ook 'n apostel van Jesus Christus. Onthou, toe Paulus op pad was na Damaskus toe, het Jesus aan hom verskyn, en toe het hy tot inkeer gekom. Hy het sy lewe vir Jesus gegee.
Hy het 'n Damaskus ervaring gehad. Jesus het in 'n wit lig aan hom verskyn en gesê, Paulus, waarom vervolg jy my? Toe vra hy, wie vervolg ek? Wie is hy? Toe sê hy, dis Jesus, jy vervolg my. En daar het sy lewe verander. En toe, die dae wat gevolg het, as jy die skrifte gaan lees, sien jy dat Jesus het aan Paulus bekend gemaak wat hy vir hom gaan doen. Vir hom gesê, Paulus, ek wil hê jy moet 'n apostel wees. Ek stuur jou uit om die evangelie te gaan verkondig, om kerke te plant, om probleme te gaan oplos in kerke. Hy was deur Jesus self geroep. Hy het homself nie gekies nie. Jesus het hom geroep as apostels. Ek dink te veel geestelike leiers raak te obsessief oor titels en dan stel hulle self sommer aan as 'n apostel of 'n profeet. Ons sien dit baie, nê. En ons moet versigtig wees vir dit. Jou posisie in die kerk waarin jy aangestel word deur die regte proses is 'n funksie, dis nie 'n titel nie. Baie ouens is so statusbewus en hulle dring daarop aan dat jy hulle op hulle titel moet noem. Hallo, ek is pastoor Philip Meiburg. Tog net nie die pastoor vergeet nie. Of dokter. En later is dit apostel Philip Meiburg. Hulle dring daarop aan, terwyl dit eintlik net 'n funksie het. 'n Funksie is in die koninkryk. En Paulus, ons sien hoe nederig hy is. Hy sê, ek is eerste diensknegt en 'n slaaf en 'n apostel van Christus, vir die koninkryk. Vers 3, en op die regte tyd het hy sy woord bekend gemaak, deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, aan Titus. So, hier sien ons, hierdie brief is geadresseer aan Titus, wat nou in Kreta is, op die eiland. My ware kind volgens die gemeenskaplike geloof. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser. So op die regte tyd, wat hy hier skryf, hy sê op die regte tyd het God besluit om my te roep, my as Paulus, en aan my bekend te maak, dat ek die evangelie van Christus moet gaan verkondig in hierdie wêreld. In vers 3 is dit vir my mooi ook, hoe hy Titus hier sy ware kind noem, nê. Titus was nie sy biologiese kind nie, maar 'n geestelike seun vir Paulus. Paulus het Titus na die Here toe gelei. Ons lees ook in 2 Timoteus. Timoteus was nog een van Paulus se volgelinge. Titus en Timoteus was min of meer dieselfde ouderdom. 2 jong manne wat volgelinge van Paulus was, wat ook apostels was, wat Paulus uitgestuur het, wat probleme gaan oplos het by kerke, skryf hy in Timoteus en hy noem hom my geliefde kind. Titus my ware kind, Timoteus my geliefde kind. Albei hierdie jong manne was deur Paulus gementor. So in 'n geestelike konteks was hulle vir hom soos kinders gewees. En dit verwys vir my na die liefde en deernis wat hy vir hulle gehad het. Hy het hom ontferm oor hulle. Hy het besef dat ek moet hierdie manne begelei. Hulle gaan my opvolg. Paulus se begeerte is, as jy na die skrifte kyk, dink ek, sy grootste begeerte was dat Timoteus hom sou opvolg. Maar hulle was vir hom so seuns gewees. Nou, party geestelike leiers vat dit so 'n bietjie ver en dring daarop aan dat gelowiges hulle vader noem. Wat ek dink bietjie buite konteks is of nie Bybels is nie. Jesus self sê daar in Matteus 23 dat ons mag niemand op aarde vader noem nie, behalwe ons Vader in die hemel. Vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat. So Paulus sê vir Titus, ek het jou in Kreta agtergelaat en hier kom die rede, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. So nadat Paulus vrygelaat was, toe hy vir 2 jaar, nadat hy vir 2 jaar onder huisarrest was in Rome, het hy na onder andere Kreta, hierdie eiland toe gereis. En daar, toe hy daar aankom, het hy gesien, hierdie kerke in Kreta het hulp nodig.
En as ons nie ingryp nie, gaan die kerke doodloop. Daar's baie probleme en dit is toe wat hy vir Titus sê. Titus, bly hy agter in Kreta en sorteer die probleme uit. En hy het ook besef dat hierdie Kreta, hierdie eiland, 'n wille plek was. 'n baie gevaarlike plek was. Geweld was in die orde van die dag, seksuele losbandigheid, korrupsie en korrupte leiers het die kerke geïnfiltreer en hy het geweet dat 'n ou soos Titus, wat 'n konfronterende persoon was, is die regte ou om hierdie ouens vas te vat en die probleme uit te sorteer. En hy sê, bly hy agter hier. Jy het agtergebly en ek het hierdie brief van jou geskryf en jy moet hierdie dinge hanteer. Hy begin daar en hy sê vir hom, Titus, ek wil hê dat jy ouderlinge, ek kan amper sê pastore, moet aanstel in die verskillende kerke. Volgens die voorskrifte wat ek jou sal stuur. Nou, is my interessant dat Paulus het nie vir Titus gesê, ek wil hê dat jy hierdie leiers, hierdie pastore, demokraties moet verkies nie, in die gemeentes nie. Hy sê, stel die ouens aan, wat voldoen aan die voorskrifte wat ek vir jou stuur. Die probleem is, as jy demokraties sou aanstel, sou die mense die gewildes gekies het. In die gewildes, die gevaar was, die gewilde ou, was dalk die ou wat die middelpunt van die partytjie was, wat gewoonlik die dronkste was en die party animal was. En almal was mal oor hierdie ou, en hy moet die kerkleier wees. Dan gaan dit lekker gaan in hierdie kerk. Sê nee, ek wil nie jy moet dit so doen nie. In hierdie geval wil ek hê dat jy na die kerke toe moet gaan en hierdie ouens moet aan sekere vereistes voldoen. Jy sien, want as geestelike leier het hulle 'n verantwoordelikheid gehad teenoor die kudde. Hulle het 'n verantwoordelikheid gehad. En kom ons kyk gou na hierdie eienskappe van die ouderlinge. Titus 1 vers 6. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Interessant, né? Die eienskappe. Kom ons begin daar. Wat bedoel hy met 'n ou wat onberispelik is? Wel, dis iemand wat moreel opreg is, wat met integriteit leef, wat heiligmaking nastreef. 'n lewe wat vry is van wettige kritiek, geldige kritiek en beskuldiging. Jy wil nie 'n ou moet aangestel word en daar's 'n klomp beskuldigings teen hierdie ou nie. Hy het dalk 'n wille rekord agter sy naam en daar's nog hofsaake teen hierdie ou en daar's probleme in die ou se lewe en hy staan bekend as die ou wat elke nou en dan 'n ander vrou besoek. Daai tipe ou wil ek nie jy moet aanstel nie. Ek wil iemand hê wat bo verdenking is. Iemand wat 'n begeerte het om getrou te wees aan God. Nou, dit beteken nie die ou moet volmaak wees nie. Dis nie wat hy bedoel nie. Maar ten minste moet die persoon 'n poging aanwend en daarna strewe om God se karakter te reflekteer in die gemeenskap. Hy moet streef na geregtigheid. So, Paulus soek na so 'n ou en dan ook hierdie ou moet 'n man wees van een vrou. 'n Man van een vrou. So wat dit beteken is, hierdie geestelike leier moet moreel en seksueel rein wees. Dit beteken nie dat as die ou enkel lopend is, mag hy nie 'n leier wees nie. Wat hy bedoel hier is dat die ou seksueel en moreel moet hy rein wees. Dit sluit ook ouens in wat weewenaars was. Dalk het die ou sy vrou verloor en toe trou hy weer. So ou mag ook aangestel word. Dalk is daar manne wat geskei was as gevolg van 'n Bybelse voorwaardes wat geldig is en die ou is dalk enkellopend, hy mag ook 'n leier wees of hy dalk weer getrou. Hy mag ook aangestel word, maar as die ou getroud is, moet hy getrou wees aan die vrou met wie hy getroud is. As hy enkellopend is, moet hy nie losbandige seksuele lewe leef nie, hy moet rein wees. Dit is die tipe man wat ek wil hê moet aanstel. Dan,
gaan hy verder. So die ou moet nie net 'n goeie huweliksmaat wees nie, maar hy moet 'n goeie vader ook wees. Want hy moet gelowige kinders hê. Gelowige kinders. Ek dink wat Paulus hier bedoel het, is dat hoe kan hierdie ou omsien na die geestelike kinders, as hy nie eers sy eie kinders kan na kyk nie. As 'n vader teenwoordig is en sy kinders geestelik, emosioneel, fisies begelei en beskerm, het hy sy verantwoordelikheid of vervul hy sy verantwoordelikheid as vader. Maar 'n afwesige pa in 'n huishouding is nooit goed vir 'n gesin nie. Hoe spel 'n ou liefde as vader in die gesin? TID. Tyd wat jy spandeer met jou kinders ook. Bly connected aan jou kinders. Wees betrokke in hulle lewens. Begelei hulle geestelik eerstens, emosioneel en fisies. En dan is die kans baie goed dat jou kinders getrou gebly aan God en dat hulle nie opstandig gaan word nie. Nou, kinders is kinders, hulle is nie volmaak nie. Daar gaan tye wees wat hulle grense gaan toets, dit is so. En dan is dit belangrik dat jy as ouer hulle in liefde, maar verre moet hanteer. Onthou, jy is heel eerste geroep om jou kinders se ouers te wees en nie hulle beste vriend of vriendin nie. Nou, eerste roeping en verantwoordelikheid is om ouer te wees. Maar is interessant dat Paulus sê hier, hierdie ou se kinders moet daarom ook die Here dien, lief wees vir die Here. Vers 7, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie. Wat bedoel hy met rentmeester? Wel, hierdie ou moet 'n goeie ambassadeur wees vir Christus. Hy verteenwoordig die koninkryk van God. So hy moet 'n goeie ambassadeur wees. Nie eiesinnig nie. So hierdie ou moet nie vol van homself wees nie. Arrogant, hoogmoedig. As die ou se mond oopgaan, moet hy nie net oor homself praat en hoe wonderlik hy is nie. En as geestelike leier moet jy besef, jy's nie die koning van die kasteel en almal om jou is jou diensknegte nie. En as jy jou vingers klap, moet hulle spring nie. Baie geestelike leiers dink so. En ek dink nie dis wat bedoel word in die Bybel wanneer jy 'n geestelike leier is nie. Dit beteken nie dat jy's 'n swakkeling of jy moet nou neerkyk op jouself nie. C.S. Lewis het eendag iets moois gesê. Hy het gesê nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar dis om minder aan jouself te dink. Dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan nie net oor jou nie. So hierdie ou moenie arrogant wees nie. Net vol van homself nie, ook nie oplopend nie. Hy moenie kort van draad en nie meerig wees nie. Want dit doen meer skade as goed, ouens, in die koninkryk. 'n meerige persoon verwoes baie maal verhoudings, nê. En die Bybel sê ons mag kwaad word, ons is net mense, ons voel baie keer buite beheer, nê manne. En dis fyn, jy mag die emosie van woede ervaar, maar moenie sondig nie. Wees versigtig. Manne, moenie trots wees op jou meerigheid nie. Baie ouens spog daaroor. Ek is nou maar net 'n ou wat kort van draad is. Ek vat vir jou vinnig vas. Wil jy iets maak? Baie ouens spog daaroor. Moenie dit jou identiteit maak nie. Jy beïndruk God glad nie deur jou emerige geaardheid nie. Vra die Here om in jou lewe te werk, om jou 'n sagte gees te gee. Jy sien, onbeheerste woede vernietig verhoudings deur 'n weerstand wat ontwikkel in die persoon wat die slagoffer is. En wat gebeur in sulke verhoudings? Dit gee aanleiding tot emosionele en fisiese verwydering. Die mense om jou bly ver weg. Hulle voel hulle kan jou nie vertrou nie. Woede vernietig kwesbaarheid en vertroue in 'n verhouding. So ouens, leer om jou woede te beheer.
voor dit jou begin beheer. Mamas en papas, ek weet is nou oulik as jou klein dogtertjie cheekie is, nê, en 'n houdingkie het, maar ons moet dit bestuur en begelei. Ons moet dit mooi bestuur en begelei. So, as jy kwaad is, en jy voel jy gaan nou iets sê wat baie skade doen, bly eerder stil, stap weg, sê vir jou huweliksmaat of die ander persoon, kan ons later hieroor praat. Dis nie 'n goeie tyd nou nie. Maar neem dit na die Here toe. As jy sukkel met dit, sê, Here, help my met hierdie. Help my om 'n kalm gees te hê. Here, ek vra U om 'n wag voor my mond te sit, dat ek nie vernietiging saai, omdat ek so vinnig kwaad word nie. Wees versigtig. Hierdie leier moet ook nie 'n drinker wees nie. Wat bedoel Paulus hierby? Ouens, daar's meer verse in die Bybel wat alkohol afkeer as wat dit goed praat. Daar's nêrens in die Bybel 'n vers wat sê jy mag nie 'n glas wyn drink nie. Ek weet dit. Ek is heeltemal bewus daarvan. Maar die Bybel praat baie sterk teen dronkenskap en sterk drank. Baie sterk. Keer dit heeltemal af. Oral waar jy lees. En waarsku teen die gevaar van dit. Ek dink die beginsel wat Paulus hier probeer deurbring is dat enige leier wat afhanklik geword het aan een of ander verslawende middel, sy oordeel gaan benadeel word. Hulle gaan nie oordeelkundig en wys kan optree nie, as hulle onder die invloed is nie. Om dit meer relevant te maak tot vandag ook, kom ons wees nou maar reguit daaroor, en dat ek nou maar die vark in die verhaal wees om dit te noem, maar ek dink, vandag se dag gaan dit nie net oor alkohol nie, dit gaan oor medikasie ook. Voorgeskrewe medikasie, wat so maklik voorgeskryf word deur dokters, waarvan mense afhanklik word. Ek dink ook nie dis 'n goeie plan vir jou lewe nie. Veral hoëskeduule medikasie. Ek het nog 'n interessante artikel gelees hieroor, hierdie week. Hulle sê voorskrifmedisyne kan verslawend wees omdat hulle die brein se beloningsstelsel kaap. Wat groot stygings van dopamien veroorsaak. Dopamien is jou goedvoelhormoon, nê? So wanneer jy die medikasie gebruik, skei jou brein meer dopamien af. En dit verdoof die pyn of dit laat jou beter voel. Dit lei na gevoelens van opgewektheid, maar is eintlik half 'n kunsmatige opgewektheid. Dis nie so nie, want die medikasie het dit veroorsaak. En dis mos lekker om goed te voel, om opgewek te wees. En ons is maar net mense, en dan, wat dan gebeur is, die herhaalde gebruik, wanneer ons dit doen, pas die brein aan, en begin dan om al hoe minder te reageer op hierdie medikasie, of die middel wat jy gebruik, en wat gebeur dan? Dit spoor die gebruiker aan, om meer van dit in te neem, om dieselfde effek te hê. Dis die gevaar van dit. Dis wanneer mense afhanklik word van dit. Jy word afhanklik van 'n middel in jou lewe wat jou oordeel beperk. Hierdie veranderinge kan lei tot fisiese afhanklikheid. 'n kompulsiewe behoefte om 'n kompulsiewe behoefte aan die middel te hê. En die persoon soek meer van dit. Al het dit negatiewe gevolge op die ou einde. En ek dink, ouens, dis beter om die oorsprong te hanteer as om net die simptome te verdoof. So, as jy vanoggend dink, wel, ek gaan nou, my pastoor het gesê, ek moet nou dadelik my medikasie los, en ek is klaar met dit. Asseblief, ek is nie 'n dokter nie, moet dit nie so doen nie. As jy vir baie jare op 'n medikasie is, wat die Heilige Gees werk dalk 'n geruime tyd in jou hart hieroor, en jy wil nie meer afhanklik wees van dit nie. Ouens, asseblief, moet dit nie net so los nie. Jou breinfunksie is al soveel jare beïnvloed hierdeur. Jy moet dit geleidelik los. Asseblief, doen dit in samewerking met jou dokter.
Maar ek dink dit is onnodig vir ons as gelowiges om op een of ander middel te wees en afhanklik te wees van dit. Dit beperk jou oordeel. Ek dink nie dis wat God wil hê vir ons nie. Ons moet ons blydskap op die ou ende in die Here vind. Ons hoef nie een of ander middel te gebruik, of dit nou alkohol of medikasie is, om ons vrede in die Here te vind. Op die ou ende vertrou ons die Here vir dit. Ons vertrou hom vir begeleiding, dat hy ons vry maak van dit. Sodat ons blydskap en vrede alleen in hom vind. Maak dit sin? Ek het op tone getrap nie, maar ek probeer dit so oordeelkundig en met baie respek oordra. Maar dis wat Paulus hier sê, hierdie leiers kan nie elke aand 'n bottel whisky uitdrink en dink die ou gaan 'n goeie kerkleier wees nie. Dis nie wat God wil hê nie. Ek dink vir enige gelowige, nie net kerkleiers nie. Hierdie ou moet nie 'n vegter wees nie. Hy moet nie aanhoudend wil beklei nie, want dit doen net skade. Hy sê ook, hy moet nie 'n vuil gewinsoeker wees nie. Wat bedoel hy? Die ou moet nie al ewig betrokke wees in oneerlike besigheidstransaksies nie. Aanhoudend besig om mense te bedrieg en te belieg. Die ou moet nie die oorsaak wees dat mense daar buite sê, ek doen nooit weer besigheid met Christene nie. Vers 8, kom ons gaan verder, maar hy moet gasvry wees, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dit is my so mooi, daai woord gasvry is interessant. As jy gaan kyk na die Griekse vertaling, is dit 'n samestelling van twee woorde. Die een is philo, wat liefde beteken, en die ander een is exenia, wat beteken vreemdelinge. Dit is 'n gevoel van goedgesindheid wat deur woord en daad oorgedra word, nê. Dis een van die basiese genadegawes van die Christelike lewe. En dit word gebaseer op God se bevel wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê hierdie ou moet lief wees vir die goeie. Wat beteken dit? Wel, jy moet lief wees vir dit wat God liefhet en haat wat God haat. Ingetoe, hy moet verbind wees aan God se standaarde en regverdig. Ons is so belangrik, regverdig. As leier moet jy regverdig wees. Daar's niks wat volgelinge van 'n leier so moedeloos maak as die leier onregverdig is nie. Is dit nie so nie? As 'n leier regverdig is, kan sy volgelinge sy streng gesindheid baie beter hanteer. My baas is streng, maar hy's ten minste regverdig. Dit is so belangrik dat hierdie leiers regverdig sou wees, heilig. Hulle moet streef na heiligmaking, selfbeheersing. Ouens, hierdie is een van die vrugte van die Gees. Ons almal streef daarna om selfbeheersing te hê, nê. Die Bybel vergelyk 'n persoon wat nie selfbeheersing het nie met 'n stad sonder mure. Jy's 'n oop teiken vir die vyand. Jy's kwesbaar, onbewaak. Wees versigtig, daar moet selfbeheersing wees. Vers 9. Een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dit is belangrik dat hierdie persoon vashou aan die gesonde leer van die woord, sodat hy die ouens wat misleiding wil saai, kan weerstaan en nie mislei word nie. Dit is eenvoudig om dit so te stel. As jy die waarheid ken, as jy die skrifte ondersoek en jy ken die waarheid, gaan jy wakker wees vir die onwaarheid. Jy gaan die onwaarheid baie makliker kan identifiseer, maar baie mense doen nie die moeite om die skrifte te ondersoek nie. As 'n woordleemte, dan word hulle mislei deur allerlei dwaalleringe. En ek wil julle aanmoedig, as gelowiges, ondersoek die skrifte. Ondersoek die skrifte, moenie enige ou glo wat voor jou staan en 'n boodskap bring nie. Maak nie saak wie dit is nie. Ek moedig jou aan, as iemand voor jou staan en die woord bring, gaan huis toe, kyk na hierdie skrifte. Ondersoek dit self of hierdie persoon die waarheid preek.
en of dit vals is. Want daar is baie wat tugteloos is, vers 10, ouens wat nie onder gesag kan staan nie, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is, veral daai Jode wat nie regtig Christene is nie, wat allerlei wette op julle wil afdwing. Hulle mond moet gestop word. Paulus is ernstig. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van vuil wins. Hulle het selfsugtige motiewe. Hierdie korrupte leiers, hierdie valse leraars, verkondig dwaalleringe en hulle het verskuilde motiewe. Hulle wil offerandes opneem. Hulle wil status hê. Waak teen hierdie ouens. Vers 12 en 13 en 14. Een uit hulle eie profeet, het gesê, nou hierdie is nou nie 'n Christelike profeet nie, maar 'n Kretens uit Kreta uit, wat nou 'n profeet is, hy self het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes en lui buike. Hulle is soos diere en hulle is lui en hulle is leenaars. Wees versigtig. En Paulus sê, dis waar, hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense, wat van die waarheid afwyk nie. Hulle het allerlei Joodse mites en legendes en stories oorgedra deur die eeue, en hulle dit aan hierdie mense verkondig en vertel van dit, en goed wat nie eers Bybels is nie, wat teenstrydig is met die waarheid, ouens. Sê, moenie julle nie ophou met hierdie dinge nie, dis valshede. En nog 'n ding wat hulle probeer doen het, en ek sluit af hiermee, hulle het probeer om mensgemaakte wette af te dwing op die mense. Wette wat God nie wou gehad het die mense aan moet voldoen nie. Want jy kan nie sê Jesus plus hierdie wette gaan jou red nie. Dis net Jesus alleen. En hulle wou allerlei wette byvoeg. Wette oor wat jy mag eet en nie mag eet nie. Jy moet hierdie fees hou, anders as jy nie 'n Christen nie. As jy nou 'n goeie gelowige wil wees, moet jy hierdie fees en daai fees hou, en jy mag nie dit eet nie, en jy moet dit eet. En Paulus sê, wees versigtig vir hierdie ouens, want hulle probeer hierdie wette afdwing. En hy skryf hier, my laaste 2 verse, vers 15 en 16, alle dinge is rein vir die reines. Wat bedoel hy hierby? Hy verwys na, Petrus het 'n gesig gehad, onthou julle 'n laken wat uit die hemel uit gehang het? Toe sê die Here van Petrus, jy kan maar gaan eet by Cornelius. Jy kan maar daar gaan eet en jy kan kos eet. Jy kan nou 'n stukkie bacon eet. Alright. Ek weet is nou nie kosher nie. Maar onthou, wat ek rein gemaak het, moet jy ook rein ag. Moenie dit onrein ag nie. En dis in daai konteks wat ons hierdie deel moet sien. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en die ongelowiges, egter is niks rein nie. Alles is verkeerd. Jy mag nie dit eet nie. Jy mag nie daai dag moet jy daai fees hou en jy moet daai klere aantrek en jy mag nie daai klere meng ook met mekaar nie. En Paulus sê hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Maar hier kom die ding wat belangrik is. Hy sê hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Hulle gee voor, hulle is so heilig. Hulle dwing hierdie wette af, maar eintlik is hulle leenaars. Hulle is bedrieërs. Hulle is arrogant. Hulle is nie getrou aan een vrou nie. Hulle is drinkers. En hy sê, wees versigtig vir hierdie ouens. Want hulle werke is nie 'n bewys dat hulle aan God behoort nie. Dat hulle aan God behoort nie. Vir my is dit ook 'n boodskap vir alle gelowiges. Ek weet hy verwys nou hier na die leiers en die eienskappe wat leiers moet hê, maar as jy mooi kyk na die eienskappe, is dit maar eintlik elke gelowige wat moet voldoen aan hierdie eienskappe. Ja, maar besigheid is besigheid en ek is darm nie pastoor nie, so ek gaan maar hierdie besigheidstransaksie vat, jy weet, ek gaan dit maar doen. Nee. Jy het net een lewe, jy's 'n gelowige, jy het 'n lewe in Christus. En oral waar ons gaan in hierdie wêreld, is dit belangrik dat ons as gelowiges met integriteit sal leef, dat die manier ons optree en die vrug wat ons dra,
God se karakter sal reflekteer, want op die ou einde van die dag, ouens, is jy 'n lewende getuie in hierdie wêreld. Laat Jesus Christus se lig reflekteer van jou af in hierdie wêreld in, sodat mense God se goedheid en sy liefde kan sien, dat hulle die krag van die evangelie kan sien deur jou leefstyl, deur hoe jy leef. Amen, loof die Here. Maar ek dank die Here dat God se genadekrag vir ons genoeg is. Jy's nie alleen nie. God se Gees woon in jou. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees en dit is vir my so mooi. Elke dag is die Heilige Gees in liefde soos 'n gentleman besig om jou te begelei, om jou aan te moedig en jou te oortuig van dinge in jou lewe wat nie reg is nie, en hy doen dit in liefde. Hy hou nooit op nie. Hy's altyd besig om aan ons te skaaf, sodat ons meer soos Jesus kan wees. En hy doen dit in liefde. En ek dank die Here vir dit, want in my eie krag, ek weet nie van julle nie, sou ek dit nie reg kry nie. Maar ek weet God, deur die krag van die Heilige Gees, deur sy genadekrag, stel hy my in staat om 'n gelowige te wees wat my lig wat skyn in hierdie wêreld. Dis net deur sy genade. Loof die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U, Here, vir U krag wat in ons werk elke dag. U Heilige Gees wat ons lei omdat ons U kinders is. En ek vra U, Here, dat U ons sal help dat ons 'n ingesteldheid sal ontwikkel, Vader, van disippelskap, dat ons sal weet oral waar ons gaan, by die werk, by die skool, by die universiteit, oral waar ek gaan, is ek 'n verteenwoordiger van Christus. Ek is 'n volgeling, 'n disipel van Christus. En Here, maak ons geestelike oë oop en help ons om daai ingesteldheid te ontwikkel, sodat ons oral waar ons gaan, lewende, welgevallige offers sal wees vir Christus en getuies vir U sal wees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.